Moenie 'n advokaat vir die oppositie wees nie. Bedoelende, jy hoef nie alles oor die duiwel te weet en hom te bemark nie. Die duiwel is meer bekend in die kerk, lyk dit vir my, as die Bybel. Mense weet meer oor sataniste, aanslae, demone en kie. Natuurlik moet 'n mens ook weet, maar die Bybel roep my heel eerste op om my aanvoerder te ken. Ek moet hom verkondig, nie die oppositie verdedig nie. Ek ken Jesus, hy is sterker as die sterk man. So vertel hy in Matteus 12 of in Lukas 11. Hy het gekom om die sterk man se wapens af te vat. Jesus het my kom bevry. Ek is 'n tempel van die Heilige Gees. Ek behoort aan die Here. Ek is nie 'n plakkershut waar allerlei magte en die Here bly nie. Ek is die Here se vrygekoopte eiendom. Ek is 'n tempel van die Heilige Gees per 1 Korintiërs 3 vers 16 en 1 Korintiërs 6 vers 19. Baie Christene weet dit kennelik nie. Daarom vra Paulus dit 2 keer in hierdie einste tekste wat ek aangehaal het. Weet julle dit nie? Weet julle nie dat julle 'n tempel van die Heilige Gees is nie? So, hou op om die oppositie bang te bemark of vir die oppositie te vrees. Leef vir die Here. Wees 'n verkondiger van sy woord, nie 'n advokaat vir die vyand nie.